Watter een van die volgende is op 'n elektrolytiese sel van toepassing? Die korrekte antwoord is D. Eerstens, anox, anode oksidasie en red cat, reduksie katode. Met ander woorde, hierdie is omgeruil. Of jy moet die reduksie oksidasie omruil, of jy moet anode en katode omruil, maar A en B is verkeerd. Ons gaan terugkom by C, maar kom ons kyk gou net na D. As dit kom by elektrochemiese selle, is daar twee opsies. Jy het of 'n galvaniese sel, waar daar 'n spontane reaksie is wat plaasvind, jy benodig nie 'n eksterne bron nie. En dan het jy elektrolytiese selle, waar daar wel 'n battery of een of ander vorm van gelykstroom nodig is, om die reaksies te laat plaasvind. So die korrekte antwoord is D, 'n battery word gebruik vir die sel om te werk. Nou, wat is die probleem met wisselstroom? Nou, hoekom kan wisselstroom nie werk nie? In Suid-Afrika is die frekwensie van ons elektrisiteit 50 Hz. Met ander woorde, 50 revolusies per sekonde. En een volledige golfsiklus is 0,02 sekondes. Met ander woorde, wat gebeur? Positief vir 0,01 sekondes, negatief vir 0,01 sekondes. En so gaan dit die hele tyd aan. As jy met ander woorde wisselstroom gaan gebruik by 'n elektrolytiese sel, wat gaan gebeur? Anode vir 0,01 sekondes, katode vir 0,01 sekondes. So jy kan met ander woorde sien die proses van oksidasie, reduksie, gaan elke 0,01 sekonde, met ander woorde, elke halwe siklus gaan dit omruil. En met ander woorde, wisselstroom sal daartoe lei dat 'n elektrolytiese sel nie werk nie. Wat het ons nodig? Ons het gelykstroom nodig. En dis hoekom daar gebruik gemaak word van 'n battery of een of ander bron wat gelykstroom lewer.